verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Ek groet u in die wonderlike naam van Koning Jesus, hier sommer vroeg in Januarie 2026, op 'n pragtige Sondag aand, en ja, ons kan terugkyk en sê waarlik deurgedra, 2025 is verby, en die Here het vir jou en vir my deurgedra. Nou ja, ek weet, nuwe jaar, almal het daai voornemens, en almal neem vars nuwe besluite, maar as ek kyk na die woord van God, dan is die woord van God altyd vars. Dis nie iets niets wat ons gaan besluit nie. Ons moet weet dat God se woord is standvastig. God se woord is onwankelbaar. God se woord sal vas bly staan tot in alle ewigheid. God se woord verander nie soos wat ek en jy verander nie. As God iets gesê het, dan het hy dit gesê. En ek is so dankbaar vanaand dat ek vroeg in die nuwe jaar met jou kan gesels, en wanneer ek met jou praat ek sommer met myself ook. En is ek so dankbaar dat God se woord vanaand na jou en my toe kom, en hy wil ons net weer opnuut kom refresh, wil ek sê, as ek die Engelse term kan gebruik. Hy wil hê dat ons gerefresh moet word in dit wat in sy woord staan, en ons sien hier in Matteus 24 vers 42. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. En ek kyk na die Amplified Bible en hy sê, so be alert, give strict attention, be cautious and active in faith, for you do not know which day, whether near or far, your Lord is coming. En ek weet, en jy weet, dat ons hoor baie kere, mense, die Here gaan kom, en daar is baie mense wat terug gaan sit het, want hulle voel wel, die Here het dan nou nog nie gekom nie. Ek wil vir jou sê, jy moet nie net die Here wil dien, omdat jy bang is, jy gaan agterbly, en nou wil jy gou die Here dien nie. Jy moet soos hierdie woord sê, you need to be alert. Wat is alert? Jy moet wakker wees. Wees wakker in die gees. You need to be active in your faith. You need to be active in your worship. You need to be active in your prayer life. And you need to be active in serving God. Jy het nodig, kind van God, om 'n lewende verhouding, 'n vuurwarm verhouding met die Here jou God te hê. En as jy vanaand hier op Kruiskyk ingeskakel is en jy is besig om na hierdie boodskap te luister, wil ek hê jy moet baie aandagtig luister, want ek kom vanaand om jou eintlik te kom bemoedig en vir jou ook te kom sê hoe maklik dit is om nie voorberei te wees nie. Jy sien so, ek dink dit was so verlede jaar of die jaar net voor dit, besluit my man die Saterdagoggend, hy gaan 'n livestream doen. En op 'n Saterdag wil 'n mens daarom 'n bietjie inlê, en jy weet jy's nou nie so prepared vir die dag as jy nou nie iets aan het nie, jy wil net lekker by die huis rustig wees, en hy vra ek moet vir hom die kamera kom aansit by ons lapa. En ek het sommer my hare in 'n pony stert, en ek het nog my nagklere aan, en ek tog wel, ek gaan net die kamera aansit, en dan gaan ek terug beweeg na die huis toe, en ek volg hom op my foon, en dan sal ek weet, hy gaan nou begin afsluit, dan gaan ek agter die kamera inskuif, en ek gaan die kamera dan vir hom afsit, wanneer ek sien hy klaar is. Maar so besluit ek wel, ek bly sommer daar in die lapa sit agter die kamera, en my man staan en hy's besig om die woord van die Here te bedien, en die volgende oomblik slaan hy die kamera, nou ons selfoon wat nou die kamera is, van die staander af, en hy val na my kant toe, en ek is so verbouwereerd, en toe ek die foon optel,
dink ek draai hom van my af weg, maar ek draai hom eintlik na my toe, soveel so dat Evie op die livestream was sekerlik moes gelag het, en gesien het, maar hier sit Desra en sy het net haar nagklere aan, daarom ordentlike nagklere, en ek het so groot geskrik en van my foon aangegee en ek het uitgehardloop uit die laap uit en ek het agter die pilaar gaan staan, so asof ek vir jou aan die ander kant van daardie skerm kon wegkruip en ek het so skaam gekry. Wat probeer ek vir jou sê? Ek was nie voorbereid dat dit sou gebeur het nie. Want as ek voorbereid was, dat dit 'n moontlikheid was, dat dit sou gebeur en u my in my nagklere sou sien, dan sou ek seker gemaak het dat my hare netjies was en nie in 'n poniestert was nie. Ek sou seker gemaak het dat ek ordentlike, netjiese klere aangehad het, sodat as dit sou gebeur, dat ek daarom skaflik was en u in die oë kon kyk en ek nie weg te gehardloop het en agter 'n pilaar te gaan wegkruip het nie. Nou, die woord van die Here sê, you need to be alert. Ek dink vir 'n oomblik, dink ek aan die 10 maagde hier in Matteus 25, en ons weet almal, ons ken die verhaal, ja, jy sê jy ken dit en jy het dit al so baie gehoor, maar die feit bly staan dat slegs die helfte van hulle gereed was. Almal het olie gehad, almal het gaan wag, almal het moeg geword, maar nie almal het genoeg olie gehad nie. En ek en jy is hier vars in 2026, die begin van 'n nuwe jaar, jy het besluite geneem, jy het vir die Here gesê wat jy gaan alles doen vir hom hierdie jaar. Maar ek wil vir jou sê, ons kan hoeveel besluite neem, maar kan ons dit deurvoer en gaan ons dit deurvoer? Hierdie maagde het almal geweet dat die Here gaan kom, maar hulle was nie so prepared soos die ander 50% nie. 50% was prepared, 50% was semi-prepared. En ek wil vir jou sê, semi-prepared is nie goed genoeg nie. Dis of alles of niks. Jy weet dat jy moet oorgee aan die Here. Jy weet dat jy moet aktief wees in jou verhouding met die Here. Jy moet aktief wees, kind van God, al gaan dit optraand, al gaan dit aftraand. You need to be activated. You need to be filled with the Holy Spirit of God. You need to be alert. Jy moet wakker wees. Ons sing 'n liedjie en hy sê, wees wakker ware vrome, want die bruidegom, hy kom om middernag. Ek wil vir jou sê, wanneer dit nag om jou begin raak in die geestelike, wanneer dit nag om jou begin raak in die fisiese, wanneer dinge begin moeilik raak, you need to be prepared, you need to be active, you need to stay focused. Ek wil vir jou sê, ek en jy, kind van God, weet nie hoeveel tyd daaroor is nie. Ons weet nie wanneer die basuin gaan weer klink nie. Ons weet nie wanneer Jesus ons gaan kom wegraap, het sy dit met die wegraping of deur die dood nie. Maar die woord van die Here is duidelik en hy sê vir jou en my, koop dan die tyd uit. Jy sien, ek en jy moet dit uitkoop. Ons moet tyd maak. Ek weet die Here gee vir jou en my 24 ure dag. En dan sê hy, koop die tyd uit. So asof ek en jy die Here in ons skeduletjie wil kom inpas. Nee, God first in everything. En ek en jy stel die Here so maklik te leer en so dikwels, want ons jaag van bakwoord na stuurwoord, na so baie dinge wat ons moet doen. En ek en my man het dit ook ervaar. Dit is baie keer so 'n gejaag, maar die prediker sê alles is 'n gejaag na wind. Maar as ek en jy kan besluit vandag om die tyd uit te koop, om by die voete van die Here te wees, om seker te maak dat ons werklik, dat ons olielampe vol is, dan maak dit nie saak as jy bietjie vaak raak nie. Jy moet net sorg dat jy prepared is. Jy moet net sorg dat jy genoeg olie in jou lamp het as die Here kom, dat jy kan weet, ek gaan saam met hom. Ek wonder hoeveel van u wat vanaand hier kyk, het dalk 'n bietjie vervlou in jou aanbidding. Jy het vervlou in jou verhouding met die Here. Jy het vervlou in jou geloof. Jy het vervlou in jou woord lees. Jou verhouding het 'n bietjie koud geword in die Here. Ek wonder, het jy nog genoeg olie om jou Skepper te ontmoet? Is jy nog paraat vir daardie groot dag wat spoedig gaan aanbreek? Of dit 'n dag is en of dit 'n jaar is en of dit 10 jaar is, weet ek nie. Maar ek en jy moet verseker weet, kind van God, dat Jesus kom verseker terug. Sy woord is die waarheid. Hierdie geskrewe woord, dit is Jesus in geskrewe vorm. En as hy dit gesê het, beter jy dit glo en beter jy weet dat dit sal verseker so wees.
Ek was nie voorbereid daardie dag toe my man die opname neem nie. En ek het met 'n rooi gesig gestaan. Hoeveel van ons gaan met rooi gesigte staan daardie dag as Jesus terugkom? 50% is nie goed genoeg nie. 80% is nie goed genoeg nie. 99% is nie eers goed genoeg nie. Ons moet seker maak dat ons gevul is met die olie van die Heilige Gees, die kragsalwing van die Heilige Gees, daardie salwing wat die jukke breek. U weet, ek wil nou sê in die ou tyd, met die ouer geslag en gardes, toe hulle kerk gehou het, Beulah Park, konferensies, man, dit was net anders gewees. Die Gees van die Here het kragtadiglik gewerk. Jy het gesien dat siekes word gesond. Jy het gesien hoe ongeredde mense gered word, hoe die vasgevangene verlos word. Hoekom? Want daar was mense wat prepared was, wat geactiveer was in hulle geloof, in hulle verhouding met die Here, en hulle kon bid tot lig deurbreek. Daardie bidkamer het gedreun onder die geklank van gebed. Halleluja! Ek wonder nog, kind van God, jy wat luister vanaand, hoe lyk jou gebedslewe en hoe lyk my gebedslewe? Hoe lyk ons verhouding nog met die lewende God? Is daar nog krag? Is daar nog 'n passie in jou, sodat jy kan kragtig wees in die naam van Jesus, in die krag van sy sterkte? Halleluja! Te veel van ons probeer om self uit ons eie uit kragtig te probeer wees. Maar as ons kan besef dat dit is nie ek en dit is nie jy nie, maar is die Gees van die Here wat binne in ons is, wat die krag na vore bring. Maar ek en jy het 'n werk om te doen. Dis ek en jy wat moet sorg dat ons ingebid is. Dis ek en jy wat moet seker maak dat ons gevul is met die Heilige Gees krag, die olie van die Heilige Gees, the anointing of the Holy Spirit that will break every yoke. Het jy nog die kragsalwing, kind van God? Hier vroeg in 2026, het jy nog die kragsalwing van die Heilige Gees om die vestings van die vyand neer te werp? Ons het 'n kans. As jy net 50% olie het, het jy 'n kans vanaand om te sê, Here, here's my cup. I lift it up. Here, kom vul my opnuut, Here, met u Heilige Gees krag, met die lewende waters van die Heilige Gees. As jy dink aan die verhaal van Daniel in die leeukuil, ek wil vir jou sê, Daniel was ingebid. Verskoon tog. Daniel was ingebid. Hy was voorbereid. Daniel het geweet dat sy verlosser leef. En toe hy in die leeukuil beland, toe het hy geweet dat Jesus is by hom. En Jesus kan vir hom deurdra. En Jesus kan vir hom deurkom op 'n bonatuurlike wyse. Verskoon tog. Kind van God, you need to be alert. Jy moet wakker wees in die Gees. Jy moet olie in jou lamp hê. Jy moet verseker weet that greater is he that is in you than he that is against you. Jy moet verseker weet dat no matter what the circumstances, Jesus sal jou nooit los nie. Maar jy moet seker maak dat daar olie in jou lamp is. Jy moet seker maak, kind van God, dat jy prepared is. Jy moet seker maak dat jy nie 2 rye spore loop nie. Jy moet seker maak dat jy nie lou is nie. Jy moet seker maak dat jy nie vervlou het of veragter het in die genade van die Here nie. Mede-pelgrimsreisiger, hier in die begin van 2026, kom die Here so mooi na jou en my toe met sy woord, en hy wil ek en jy moet seker maak. Die jaar is onbekend. Ons is deurgedra deur 2025. Ons weet nie wat lê voor nie.
Maar een ding weet ons, en ons weet, dat Jesus hou die toekoms in sy hande vas. Ons weet dat hy is die een wat vir my en jou kan deurdra, kan deurtrek, kan oplig. As ek en jy bereid is om die tyd uit te koop, om aktief in ons geloof te begin raak, om aktief te wees in ons praise and worship, om aktief te wees in ons gebed. Moenie nalaat om te bid nie, kind van God. Dis jou kragstasie. Dis daar waar jy die olie van die Heilige Gees gaan tap. Dis daar waar jy dit gaan kry. Dis deur te bid. Dis deur te vas. Verskoon. Ek vra weer, is jy prepared? Is jy paraat? Is jy reg vir 2026 deur die genade van die Here? Here, baie dankie. Here, dat ons weet, U hou ons vas in die holte van U hand. En Here, geen plan is vir U onuitvoerbaar nie. Here, ek bid vir my boeties en sissies vanaand wat luister, dat U nie by een verby sal gaan nie. Ons wil ons hande opsteek en sê, Here, gooi olie in die lamp van ons. Ons wil die hemel maak. Ons wil aktief wees in die akker van God. En ons dank U daarvoor, Here. Amen. Totsiens, ek groet U, tot op 'n volgende keer, mag die Here U seën.